Goeiemôre gemeente, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. So sê die Here, jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek is die Here jou God wat jou leer wat heilsaam is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing by Psalm 116. Ons sing daar verse 1, 5 en 10 tot eer van die Here.
Geliefdes, na die wet dan sing ons gesang 94 vers 2 en dan na die geloofsbelijdenis die tweede vers, gesang 94. Maar kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Die veronderstelling hierdie wet moet in ons hart wees, nie maar net daar op papier geskrywe nie. Ons hoor juist daar in Jesaja 51 vers 7, dan sê die Here, luister na my, julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart my wet is. So die veronderstelling, hierdie wet moet in elkeen van ons se harte wees. Kom ons luister, wat vra die Here van ons? Eksodus 20, daarvan vers 1, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Dis die waarheid, en in hierdie waarheid hou ons vas. Met hierdie waarheid so in ons gedagtes, kom ons spreek ook die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons gaan vanmôre luister na die woord van die Here. Eers daaruit Deuteronomium 6, ons gaan enkele verse daar lees. En dan kan jy saam met my ook blaai na Psalm 78 toe. Ook daar gaan ons die eerste 8 verse lees. Maar voor ons lees, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, ons kom buig voor U as die Almagtige, die Alwetende, die Alwyse, U die Skepper God van hemel en aarde. En Here, ons kom vanmôre voor U as gemeente, as nietige sondaar mensies, in eie krag tot niks in staat nie, alleen maar, Here, maak ons staat op U krag, die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat vanmôre vir ons ook sekerlik gedring het, om hier te wees. So baie mense in ons tyd wat kerklos, maar ook kerkloos geraak het. Wat maar na die wêreldsdinge luister. Wat eerder so by die huis bly en maar eie gang gaan. Wat maar besig is met wêreldse plesier. Dankie Here dat U dit op ons harte gedruk het om vanmôre hier te wees. Wat 'n wonderlike voorreg. 'n Voorreg om U woord te hoor. 'n Voorreg vanmôre hier om ook die sakrament van die doop, dit te beleef, dit te aanskou. Dit wat werklik ook 'n preek op sigself is. Om vir elkeen van ons te herinner dat die water waarmee 'n kindjie gedoop word, heenwys na die bloed van ons Here Jesus Christus. Die bloed wat daar aan die kruis op Golgotha gestort is, daar waar ons Here Jesus Christus sy lewe gegee het, sodat ons kan lewe, die ewige lewe beerf. Hoe wonderlik om elke Sondag ook die opstanding van ons Here Jesus Christus te kan vier, om te weet ons leef van daardie oorwinning. Ons vra, Here, wees met ons vanmôre hier. Ons dink so aan ons lidmate wat siek is,
wat tans ook in hospitale is, hulle wat swaar kry, hulle wat hartseer is. Ons bid om U genade en dat U sal versterk en moed gee. En so weet ons, Here, dat U elkeen van ons ken, nie net by die naam nie, maar ook by die hart. En daarom kan ons vra, Here, wees met elkeen vanmôre hier. Gee dat ons sal luister wat U van ons vra. Wees ons sondaars genadig, ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, eers net daaruit Deuteronomium 6, daarvan vers 1. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem. Dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou. Jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe. En dat jou dae verleng kan word. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan, en dat julle baie kan vermenigvuldig, soos die Here, die God van jou vaders jou beloof het. 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skryf. En as die Here jou God jou inbring in die land wat hy aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om jou te gee, groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, en huise vol van allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reënbakke wat jy nie uitgekap, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word. Neem jou dan in ag dat jy die Here nie vergeet wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het nie. Jy moet die Here jou God vrees en hom dien, en by sy naam moet jy sweer. Julle mag nie agter ander gode aanloop uit die gode van die volke wat rondom julle is nie. Want die Here jou God is 'n jaloerse God by jou, sodat die toorn van die Here jou God nie teen jou ontvlam en hy jou van die aarde verdelg nie. Julle mag die Here julle God nie versoek, soos julle hom by Massa versoek het. Julle moet die gebooie van die Here julle God en sy getuienisse en sy insettinge wat hy jou beveel het, ywerig onderhou. En jy moet doen wat reg en goed is in die oë van die Here, dat dit met jou goed kan gaan en jy kan inkom en in besit neem die goeie land wat die Here aan jou vaders met 'n eed beloof het. Kom ons lees net tot daar eers. Net maar hier vir u vertel waar gesê word, hulle moet dit as teken op die hand sit en ook as voorhoofsband het die Jode natuurlik dit weer letterlik opgeneem in die sin van 'n band om die hand gedra fisies en ook so 'n gebedsband om die kop gedraai. En so ook allerhande tekens so voor by hulle huise geplaas. En dis tog nie die bedoeling nie, dit moet in die hart wees. Ons teksvers daar is vers 7.
hierdie insettinge van die Here, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Kom ons blaai ook na Psalm 78 toe. Psalm 78 van vers 1. My volk luister na my onderrig, neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek wil my mond open met 'n spreuk, raaisels uit die voortyd laat stroom. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie. Maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertroue op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Baie duidelik die doel van hierdie oorvertelling van die wonders van die Here, vers 7 daar, en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. My broer en suster, 'n huisgesin is 'n baie belangrike bousteen van 'n volk. Dis 'n baie belangrike bousteen van 'n samelewing. En nou praat 'n mens van gesonde, godvreesende gesinne. Sulke gesinne is werklik die ruggraat van 'n gemeente. Dis die ruggraat van die kerk van Jesus Christus. En as jy die Bybel regtig ken, dan sal jy saamstem. Dan sal jy dit heel hartig vanmôre ook beamoen. Jy sal saamstem dat die Christelike opvoeding in 'n verbondsgesin is uiters noodsaaklik. En verbondsouers wat nie hierdie verantwoordelikheid nakom nie, wat hierdie verantwoordelikheid verwaarloos, kan ek vanmôre vir u sê, pluk 'n lat vir hulle self, pluk 'n lat vir hulle huis. Want daardie woorde ook uit God se woord is waar, wat jy saai, sal jy maai. En nou is dit ook so dat kinders nie altyd uitdraai soos wat ouers beoog nie. Ons kan nie gaan en ons kinders gaan toedraai en wat is en om hulle so te beskerm nie. Hulle kom op 'n manier ook in hierdie ou wêreld, hulle is blootgestel, hulle kry met verkeerde dinge kom in aanraking. Hulle is blootgestel aan hierdie wye wêreld vol van invloede. Invloede sleg of goed. Ons weet van, en ons kan nou baie voorbeelde vanmôre gaan noem, die sosiale media bombardeer ons kinders. En vir jong kinders wat waagmoedig is dit baie keer, dikwels is dit moeilik om te onderskei tussen goed en sleg, tussen reg en verkeerd. Hulle is baie keer so naïef, so onskuldig, dat hulle maklik in die slaggate van hierdie ou lewe trap. En om dan uit hierdie slaggate kan kom, kan dikwels 'n baie groot stryd wees. En ons weet, ons sê dit baie keer van mekaar, groepsdruk is dikwels 'n groot probleem. Ons weet kinders wil inwees by die maats en hy sal dikwels enigiets doen, hy sal die snaakse goed aanvang. Hy wil nie uitvoel nie.
Hy wil belangrik voel, deel wees. Daarom soek hulle op verskeie maniere natuurlik ook aandag, jy weet dit. En as hulle dit nie in die huis gaan kry nie, of by maats gaan kry nie, dan soek hulle dit dikwels so op sosiale media. Die sosiale media is daardie platform waar hulle stem gehoor word, waar hulle die aandag trek. En daarom, om al hierdie versoekings, en ons kan nou 'n klomp gaan opnoem, waarmee jong mense te doen kry, met drank, met dwelms, seksuele verleidings. Om al hierdie dinge die hoof te bied, vra van ons jeug om vas te staan in die waarheid van die woord, om vas te staan in Bybelse beginsels. En wat dit nog moeiliker maak, hierdie verkeerde dinge het mode geword van die wêreld. En so hoor ons dit vandag ook. Jy hoor dit baie, waar die Bybel afgemaak word as oudtyds. As verkramp. Ons leef, sê mense, hulle reken, maar ons leef nou in 'n moderne era. Ons soek bietjie moderne idees. En daar word dan gesê, dan word deur baie gereken, ons kan nie gaan stil staan by die woord, by die Bybel nie. Dis oudtyds, dis ou idees. Ons moet aangaan. Dit waarin ons kinders alles blootgestel word, ook natuurlik ons ouer mense. En voeg nog by my broer en suster al die verwarde en bizarre idees en gebeure wat in die wêreld gebeur. Maar dikwels nie net daar ver in die wêreld nie, ons kry dit baie keer hier om ons gebeur. Om dan nog vas te staan in die geloof, vas te staan, onwrikbaar vas te staan in die beginsels van die woord, vra van ons. Daarom vanmôre so belangrik om die klem te plaas, die belangrikheid, die rol van verbondsouers. En as ek praat van verbondsouers, dan wil ek die grootouers, oupa en ouma, ook insluit. Jy moet besef die groot rol wat jy te speel het in die lewe van die kind. En as ons vanmôre word dit so duidelik gesê, word dit uitgespel in hierdie teksgedeeltes wat ons gelees het. En my broer en suster, as jy dit nie vanmôre raak lees of regtig hoor nie, dan wil ek sê, jy's werklik moedswillig, jy's horende doof en jy siende blind. Daarom bid ek vanmôre dat die Heilige Gees werklik die hart open. Dat die Heilige Gees werklik die hart ontvanklik maak vir hierdie woord. Want dis belangrik, dit raak ons kinders, ons jong mense se lewens. En nou hoor ons vanmôre baie duidelik hier, dat hierdie woord wat ons hoor, sy wonderdade, God se wonderdade, sy insettinge, moet deur die ouers, dan sê ek weer die grootouers, aan die kinders oorgedra word. En hulle moet gaan en dit op hulle beurt weer oordra aan hulle kinders. Psalm 78:6. So word die woord van God in die geslagte bewaar. En nou sê hy, hierso vers 7, en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Dis hoekom hierdie woord van geslag tot geslag oorgedra moet word, sodat hulle kan onthou wat God gedoen het, sy wonderdade. My broer en suster, en jy kan vanmôre my woord vat, en dis wat die woord van God ons ook leer, dinge kan baie vinnig skeef loop in 'n volk. Dinge kan baie vinnig skeef loop. Goddeloosheid kan baie vinnig intree
by 'n volk. Ons lees juist daar in Rigters 2 vers 10. Luister 'n bietjie mooi vanmôre hierna. En toe ook daardie hele geslag by hulle vaders versamel is. Met ander woorde, hulle is dood. Hulle is in die doderyk saam met hulle vaders. Staan daar 'n ander geslag na hulle op, wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. Nie geken het. Binne 'n geslag of wat, kan dinge baie skeefloop. En daarom hierdie dringende oproep, hierdie opdrag in Deuteronomium 6 vers 7 vanmôre, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. En nou moet jy reg verstaan vanmôre. Dis nie 'n kwessie van ek stap die heel dag, ek loop met die Bybel onder die arm en ek dweep nie. Maar is 'n geleentheid om voordoen, moet ek dit aangryp om hierdie woord van God oor te dra aan my kinders, my kleinkinders. Maar ons dra dit nie net oor dit wat ons spreek nie. My kind moet dit ook gaan sien in dit wat ek doen, my dade. Dit alles en mooi vanmôre om 'n gebalanseerde, godvreesende lewe te lei. En dan vra ek, as die ouers nie die voorbeeld stel om sê voortdurend die woord van God te lees en die Here te aanbid nie, dan vra ek vir u vanmôre, hoe sal die kinders dit aanleer? As die ouers, die grootouers, die woord van God nie ken nie, hoe sal hulle dit kan oordra vir hulle kinders en hulle kleinkinders? En dan sien ons, dan stuur dit, as dit nie gebeur nie, op 'n algehele geestelike verval af. Kom ons neem dit verder. As ouers, as pa en ma dan nou nie die erediens bywoon nie. As hulle nie getroue kerkgangers is nie, kan jy maar self dink, beïnvloed dit die kind. Sal hy, as hy groter word, ook maar by die huis bly, wegbly? Wanneer ons groot mense die woord vir ons kinders inskerp, en dis die wonderlike, dan word die woord telkens opnuut ook in ons harte self, in my en jou hart self weer ingeskerp, opgeskerp. En ons weet, dit gebeur ook in die lewe, dis realiteit, ons doen ons bes met die kinders, en tog op 'n manier hoor 'n mens van kinders wat die geloof byste raak, die geloofspoor byste raak. Dan kom ouers en hulle verkwalik hulle self en hulle voel sleg. Voel dat hulle slegte ouers is. En dan my broer en suster met ons ook vir mekaar kan sê, ons is nie volmaak nie. En kom ons wees eerlik, ons maak baie foute, ons skiet dikwels te kort. Hoor mooi vanmôre, dis nie 'n verskoning om maar lui en onverantwoordelik te wees in my taak, in my roeping wat die Here vir my gee. En die wonderlike om te weet en dit te onthou, is dat die Heilige Gees, ons staan nie alleen nie. Die Heilige Gees help vir my en jou daarin, in hierdie lewensbelangrike saak. En daarom wil ek ook vanmôre hierdie paragraaf daar uit die Dordtse leerreëls vir u lees, of daar 'n stukkie daarvan, daar uit die 5de leerstuk. Luister mooi wat hier staan. Hy sê, want God wat ryk is in barmhartigheid, neem volgens die veranderlike voorneme van die uitverkiesing die Heilige Gees van sy eiendom. Luister mooi. Ook selfs in hul droewige val nie heeltemal weg nie, en laat hulle nie so ver verval dat hulle uit die genade van die aanneming en uit die staat van die regverdigmaking uitval nie.
of dat hulle die sonde tot die dood of teen die Heilige Gees bedrywe en geheel en al deur hom verlaat hulself in die ewige verderf stort nie. U hoor dit. Die krag en die bystand van die Heilige Gees. Aan ons dag, my broer en suster, moet ons waak, moet ons sterk waak teen wêreldgelykvormigheid. En as ons eerlik is en as ons baie keer kyk om ons, dan versaak mense die Bybelse waarhede om by die wêreld aan te pas. In so baie gevalle vandag, ek dink jy gaan saam met my stem, wat ek so hoor dat ouers na hulle kinders luister. Hulle kinders sê eintlik vir hulle voor. Die ouers moet maar maak soos die kinders se begeertes daar is. Hulle val daarvoor. En nou ja, ons moet ons nie verhard en onbuigsaam wees as groot mense, as ouers nie. Ons moet altyd en so sê die woord ook, ons moet ons kinders billik en regverdig behandel. Maar dit nie ten koste van Bybelse beginsels. Ek as ouer moet nog steeds my voet kan neersit en ons nie aan ons neuse laat rondlyn. Jy sal onthou, ek het 'n paar Sondag gelede daar uit Hebreërs 12 gelees en gepreek van die Here wat sy kinders lief het. Hy het hulle lief. En hierdie kinders tugtig hy omdat hy hulle lief het. En dan praat ons natuurlik van regverdige tugtiging. Hierdie tugtiging is tot loutering om weer op die regte spoor, op die geloofspoor te bring. Baie belangrik, Jesus Christus en sy verlossing moet volhardend van kleintyd by die kind ingeskerp word. Elke dag. Ingeskerp word dat Jesus Christus ons enigste verlosser en saligmaker is. Gaan luister 'n bietjie wat die kinders hier vertel wat hulle daar by baie skole hoor. Daar sê hulle vir die kinders en leer hulle vir hulle al die godsdienste is maar dieselfde. En almal gaan maar uiteindelik hemel toe. Is maar alleen deur Jesus Christus wat ek en jy die verlossing ontvang. Daarom my broer en suster, ons dank nog die Here vir skole wat daar is, vir onderwysers wat daar is, wat die kinders nog aan die waarheid van die woord leer. Maar die belangrike, en dis wat ons baie keer vergeet, dit bly die ouers se plig, sy eerste plig, sy verantwoordelikheid, om die kind in die vrese van die Here op te voed. Hoe wonderlik, met hierdie gedagte wil ek ook vanmôre afsluit. Hoe wonderlik as ouers en grootouers met 'n oortuiging in die hart kan sê, soos Josua daar gesê het, Josua 24:15, ek en my huis, ons sal die Here dien. Maak nie saak wat nie, maak nie saak. In ons tyd kan ons sê, die wêreld kan kom met sy verleidings. Wêreld kan kom met sy dwaal idees, met sy bedrog, met sy ongeloof. Om te kan sê, ek as verbondsouer, ek glo in God drie-enig, die skepper van hemel en aarde. Ek glo in sy onfeilbare woord. En ek glo in die verlossing van Jesus Christus. En ek sal dit vir my verbondskind, sal ek dit inskerp, hierdie Bybelse beginsels, voortdurend inskerp. Dit alles deur die krag en die leiding van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons dankie vir die woord. Die woord wat vanmôre duidelik tot elkeen van ons kom. En ons sal nooit enige verskoning hê dat ons dit nie gehoor het of gelees het. Ons hoor dit so duidelik. En help U vir ons.
Help vir ons, Here, in eie krag as ons so swak en nietig. Ons bid om U genade, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, gesang 91 druk so die belangrikheid van God se woord, dit wat ons moet vertel, sy wonderdade. Kom ons sing gesang 91, daar vers 1 en 3. Kom ons sing dit tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.